Welkom by jou Ma se pot. Ek is Junay En ek is Marina. en ons gesels vir ons lewe saam Jesus. Altyd so lekker. Ja, so lekker. Is regtig so lekker. Is regtig so 'n seëning. Nou dat ons uit Paasnaweek uitkom, besef mens weer wat hy eintlik alles vir ons gedoen het. En ek dink nie eers ons besef die volle omvang van wat sy kruisdood vir ons beteken het nie. Ek dink anders sou daar baie meer van ons gewees dat in ons authority geloop het. Ja. Dink so. Ja. Gaan ek vir ons gaan bid. Yes. Slide die oor. Hierdie gaan 'n 5 minute geneem. Hierdie gaan die res van die pot hê. Dit was goed nie, ons Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om vandag hier te kan wees. Dankie dat ons ten spyte van al die dinge wat ons al gestop het om hierdie pot te doen, dat ons nog steeds by U uitkom. Vader, dankie dat ons kan vertrou hê dat U die dinge wat swaar op ons gedagtes lê, dat U dit sal uitsorteer en ons sal help om dit uit te sorteer. Vader, ek wil vir U vra om met ons te gaan in ons huise. Vader, ek het 'n begeerte om te bid vir myself, my eie huis en ook ander mense se huise. Vader, help ons om dit skoon te maak. Help ons om alles wat nie van U af is nie in ons huise weg te vat. Vader, en die goed wat ons nie raak sien nie. Ek wil vir U vra om ons oop te maak daarvoor, Vader, dat ons huise 'n plek is waar U woon. Vader, waar U regeer, wat ons kinders dit kan sien, dat hulle kan veilig voel in U teenwoordigheid saam met ons. Vader, dat ons kan groei as 'n eenheid in ons huise. Vader, ons soveel goedjies wat ons uitmekaar uitdryf en ek wil vra om dit te verwyder. Vader, ek wil vir U vra om te gaan met elke mamma, elke vrou, Vader, dat al die goed wat op ons gedagtes lê, Vader, dat U vir ons sal wys wat belangrik is. Vader, dat ons net in U sal vashou en ons autoriteit as mammas, as vrouens en as dogters van 'n koning sal terugvat. En dat U ons sal lei op die pad wat ons moet stap. Vader, dat ons eie ek sal neerlê en U sal opneem en U swaard sal opneem en U wil sal doen. Dankie vir die liefde en dankie vir die genade, Vader, en dankie dat U ten spyte van alles wat ons verkeerd doen, nog steeds vir ons lief is, Vader, nog steeds ons trek en nog steeds nie opgee op ons nie, al gee ons baie keer op onsself. In U naam sal alleen. Amen. Amen. Dat was so mooi gebed, Marina. Look at you. Ja, sê ek. Ja, Holy Spirit. Hoorie, maar wat laat jou dink aan die huis skoonmaak ding? Ek het nou vanoggend daai ek het vir jou die YouTube video gestuur. En sy het gepraat oor discernment en ek voel in my eie huis is daar goed wat ek voel vir my baie keer ons lewe elkeen ons eie lewe. En ons is so besig met aardse goed en met en sy het in haar video het sy gesê ons moenie onsself, ek kan nie die Engelse woord onthou nie, maar ek dink die Afrikaanse woord is vereenselwig. So as ons lag vir 'n grappie, as ons iets kyk en ek dink jou vlees stem saam. En dit kan ietsie kleins wees. Dit kan ietsie soos 'n storie wees wat nie noodwendig. Ek dink byvoorbeeld al hierdie video's wat nou omgaan oor self-care en my skoonsis het nou eendag 'n videoetjie gestuur te sê sy eintlik is self-care net godsdiens. Wat hulle anders vermom om te dink dat ek het meditasie nodig. Nee, jy het tyd saam met God nodig. Wat stilte tyd is, wat jy nie dink aan, jy het rus nodig. Jy het rus in God nodig. Tyd saam met hom is rus. En al hierdie goeders vervang godsdiens. En dit word so opgeblaas en self-care en ek stem saam, ons moet na onsself kyk en ons moet ergens 'n lyn trek. Maar in plaas daarvan om te sê die eie ek moet ons gees voed. En dit is dit het my net laat dink, daar's 'n klomp goed. Daar's 'n klomp video's wat ek kyk, daar's 'n klomp net soos daai true crime. Jy weet hoe lief is ek vir true crime en kort pop enetjie op en ek sê maar dis net 'n klein. Ek gaan net vinnig kyk en dan kyk ek en ek hou op. Maar dis daai een. Dis daai een dat ek nie meer moet kyk nie. Ja. En die ripple effekte want die kinders sien wat jy kyk. Hulle hoor wat jy kyk, hulle hoor hoe jy praat, hulle hoor hoe jy dink. En so dit is maar net dat ek voel, ek wil regtig hê dat dit wat nie van, en ek onthou een keer het ek het gebid en ek het letterlik net na my gebed, toe het iets gebeur. Dus ek so, dit is te naby aan my gebed. Power of prayer. Verstaan jy? Dit was net te naby aan my gebed om toevallig te wees. Ja. Selfs al dit later gebeur sou.
En dit is die ding. 'n foon het van 'n foon het van 'n bed Ek onthou dit, ek onthou dit nou, Ek gebid ja. en toe val die foon om. Ja. Ja, Roep. ja. Ja. Ja, ek dink dit is belangrik. Ek dink ons besef nie hoe wat ons consume ons beïnvloed nie en in elke soos ralm in ons vlees en ons gees en ons siel, want ons consume goed in al daai realms of elemente van ons. En soos die Here was regtig ook, ek moes gisteraand repent by die selgroep oor my verhouding met kos wat so verwronge is en ek is die hele tyd soos amper soos dis nie so groot deel nie. En ons is besig om so 'n series te kyk wat ek dink baie cool is. So ons kerk moet jy 'n sekere dis nou nie jy moet 'n sekere hoeveelheid video's kyk nie, maar dit is 'n sekere hoeveelheid video's wat gaan oor waarvoor die kerk staan. Soos wat is dit wat die kerk glo, wat is dit wat die kerk is en wat is dit wat elke lid van die kerk eintlik moet uitleef. En as ek nie in my vorige kerk in 'n kerk was waar daar geen struktuur was nie, dan sou ek nie want daar's baie struktuur in ons kerk, soos dis baie Bybels, dis tot soos elders en dis diakens, presies vir die Bybel dit uitlig. Maar ek dink ek sou gedink dis freaking weird dat jy met video's kyk om deel te wees van 'n kerk, want ek weet daar is baie mense wat sê ons kerk is half kulturig, juis omdat daar so baie strukture is. So jy is nie net omdat jy al vir 'n jaar na die kerk toe gaan, is jy nie 'n lidmaat nie. Jy moet die video's kyk, jy moet 'n kontrak teken. Soos dis 'n groot ding. En ek dink nie as ek nie in daai kerk sonder struktuur was, sou ek besef het hoe nodig struktuur was nie. Want al het die Heilige Gees definitief ook in daai kerk gewerk as gevolg van die tekort aan struktuur en toerekening vatbaarskap, wat is die woord? Soos daar's niemand om jou te reken. Ja, wat ook al. Het ons kerk op die ou einde uitmekaar uitgeval en ek dink dit breek God se hart, want die kerk is God se bruid. Verstaan, is Jesus se bruid. Soos dit is sy liggaam. So enige iets wat ons doen wat nie die bruid beskerm nie, is teen die Here se wil. En ek dink dit is waarvoor al daai strukture is, soos wat dit maar in enige organisasie is en soos wat dit in die liggaam is. Ek meen, wat sal 'n liggaam sonder 'n skedel wees? Dit sal net 'n hoopie vleis wees. So struktuur is belangrik. Maar anyway, daai was nou 'n hele tangent. Maar kyk ons toe nou die derde video en dit gaan oor discipline in the church en ek self was nog net by 2 kerke waar hulle enigstens dit uitgevoer het, waar mense uit die kerk uit gedissiplineer is. En hulle verduidelik die proses van dit is Bybels, dis 100% Bybels en dit is eintlik om daai persoon te restore. Dit is altyd die doel van dissipline. Ewen ons as ouers, die doel van dissipline is om ons kind te kry om weg te beweeg van daai aksies wat eintlik skadelik is vir hulle. As dit nie die doel is van dissipline nie, dan is dit nie dissipline nie. Dan is dit abuse. So as jy nie besig is om jou kind te dissiplineer omdat jy wil hê hulle moet ophou met iets wat sleg is vir hulle nie. Nie sleg is vir jou nie, sleg is vir hulle nie. Sure. Dan is jy nie besig om hulle te dissiplineer nie. En dit was ook iets wat ek letterlik nou net besef het toe ek daai sin gesê het. Want ek het vir die Here gevra, want ek het 'n ding geluister wat gesê het as dit jou kind iets doen wat nie 'n character, soos 'n bad character ding is nie, dan warrant dit nie dissipline nie. Dan warrant dit iets anders, soos counselling of soos jy weet praat met hulle raad. Maar jy hoef nie te dissiplineer as dit nie en dis ook soos Here, maar hoe moet ek weet? Hoe moet ek weet soos van vir my obedience is vir my 'n karakter ding. Ja. Verstaan, soos as jy nie weet om obedient te wees nie, dan is dit 'n character flaw, want dit is pride in die eerste plek en in die tweede plek is dit soos rebellion. Anyway, en ek dink ek het nou net die antwoord gekry. So dankie Here. Maar En dankie jy het met ons deel. Ja. Plat vir die antwoord. En yes, nou kan ek nie eens meer onthou. Wat was my punt, Marina? Dissipline in die kerk en die video, die derde video wat jy kyk. Ja. Dis praat die ou oor soos hoe ernstig sonde is. Soos sonde, sin leads to death. En ons, omdat ons in so 'n sondige wêreld lewe,
het ons al so desensitized geraak, dat ons nie besef hoe erg dit is nie. Soos jy dink nou, soos God sê sonde is sonde, maar jy voel as 'n ouetjie 'n toffie steel, dan is dit nou nie so. God sê nee, daai sonde lei tot dood. Die feit dat hy 'n toffie gesit, die feit dat jy jok vir die kaart, wanneer jy nie vir hom R2 wil gee nie, of nie verstaan, dit is 'n sonde wat tot die dood lei. En hoe hy dit verduidelik het in die video, is dat dit basies soos 'n eeld word. Soos daar's friction, ons Heilige Gees sê vir ons, jy weet wat jy nou gedoen het, is verkeerd. En dit pas eintlik so mooi by wat ons vanoggend bespreek het, so daar's friction. En jy ignoreer dit. Jy repent dit nie, jy draai nie weg daarvan af nie, naderhand word dit 'n eeld. So dit beteken dis 'n ongevoelige deel van jou. Wat beteken jy word insensitive to sin. So in die Ou Testament is leprosy, wat is dit nou in Afrikaans? Melaatsheid mos 'n simbool van sonde. En wat met mense wat leprosy kry gebeur, is hulle verloor, soos hulle senuwees gaan dood in dele van hulle liggame. So hulle voel nie pyn nie. En so hulle kan hulle self soos met messe steek of in goed vasloop en hulle weet nie. En dit klink nou vir jou eintlik soos 'n voordeel om nie pyn te voel nie, maar eintlik is pyn 'n Okay, sorry, ons het gou oproep daar gehad. So pyn is eintlik 'n meganisme wat vir jou sê iets is fout. Soos jy beskerm jou. Ja, pyn beskerm jou eintlik 100%. So en dit is wat sonde aan ons doen. Dit maak ons, en ek dink ook wat ek besef het, is dit is hoekom die Here sê ons hart moet gecircumcise word. Al daai eelte moet afgesny word van waar ons sonde gepleeg het. En miskien in die eerste plek nie eens bewus was dit was sonde nie. En in die tweede plek waar ons sy stil sagte stemmetjie geïgnoreer het oor 'n herhaaldelike tydperk. En kos is regtig so 'n ding vir my. En ek seker Herbalife is ek morbidly obese, maar ek bedoel as jy my sien gaan jy nou nie dink as morbidly obese nie. Maar my verhouding met kos dit is nie meer iets waaroor ek power of will het nie. Wat beteken ek is 'n slaaf. En God het op die kruis gesterf vir my om vry te wees. En as ek nie dit herhaaldelik na hom toe bring en elke keer repent wanneer ek kies om te doen wat ek wil doen en nie wat die Here my vra om te doen nie, dan gaan ek callous raak. En dan gaan ek nie meer die God se stem kan hoor nie. En ja, so toe ons nou klaar die video gekyk het, toe voel ek moet vir almal sê, soos hierdie is waarmee ek sukkel, want toe besef ek, soos jy het nou al soveel keer hierdie voor die Here gebring, en jy sal, want ek het al amper begin soos arrogant raak daaroor, ek was soos, Here, u moet hierdie uitsort, soos amper demanding, want ek sukkel al so lank daarmee, en dit is altyd soos 2 tree vorentoe, 5 tree terug. Soos dit is net altyd so 'n siklus en ek weet, soos ek sal lank genoeg 'n Christen om te weet as daar 'n siklus is dit van Satan af. So ja, so toe repent ek gisteraand en dadelik, toe bid hulle almal vir my wat so amazing was. En dis wat ek besef het, soos ek het besef, dalk moet ek hierdie voor met die res van die liggaam bring en sê hierdie is waarmee ek struggle, want as ons dink aan 'n liggaam, as jou voet seer is, dan steun jy 'n bietjie meer op jou ander voet. En toe ek het vir hulle sê, dit was een van ons sallede se verjaarsdag, en toe wil ek nie eers meer verder aan my koek en goed eet nie. So, ek vertrou die Here is besig om my vry te maak van hierdie verslawing aan kos. En en net soos ook, ek wil so sensitief wees teenoor die Heilige Gees. Ek wil nog voordat ek 'n sonde eers dink aan commit, wil ek weet. En ek het vir die Here gevra om my te help om sonde te sien soos hy dit sien. Want ons doen nie. Ons dink dit is nie so erg nie. Dit is nie so erg om net hierdie te doen. Ons sonde is nie so erg, daar ander persoon. Ja. Sjof, daar ander persoon het baie erger. Ja, even soos net sonde in general. Soos ons verstaan nie die vers wat sê a little leaven leavens the whole lump nie. Soos die kleinste bietjie sonde is iets wat deur jou hele lewe gaan trek. En God is so ernstig daaroor. En ek dink dis wat hy vir ons probeer wys het ook met die tuin van Eden. Want ons is soos, Jesus, hoekom sit u ewen die boom daar? Hy wou gehad dat ons moet weet, soos net 'n happie van 'n appel of 'n druif, wat ook al, kan
jou hele lewe verander. Kan al die seëninge, beskerminge van God verwyder uit jou lewe uit. En die voorbeeld wat die ou ook in die preek gebruik het, was Achan. Ek weet die storie van Achan waar hy van die goud gevat het, waar God gesê het, hulle moet alles vir die Here gee, die Israeliete, en toe verloor hulle mos die oorlog. So mense het dood gegaan in die oorlog. Dis hoe ernstig dit was, net van een persoon in die hele volk, want dit was hulle punt, soos in 'n liggaam is elke deel belangrik. En dis hoekom jy as iets vrot, of moet jy dit afsny, want anders kry jy die hele liggaam gangrene. En dit klink harsh, omdat ons nie besef hoe gevaarlik sonde is nie. Soos niks wat God vir ons in die woord sê, is om ons lewe moeiliker te maak. Hy sê, my juk is sag, my las is lig. Alles wat hy dus doen, is om ons lewe makliker te maak. Maar die wêreld het basies enige iets wat ons as 'n wêreldse tendens sien, moet ons weet is die teenoorgestelde van wat die woord sê. Want die wêreldse tendens is ons mag nie mekaar offend nie, want jy maak daai persoon sê, die wêreldse tendens is ons kinders moet net gemaklik wees. Dit is hoe ons hulle veilig hou. Die wêreldse tendens is ons moet na onsself omsien. In plaas van ons met ons lewe neerlê vir ons broers. Verstaan jy? Soos alles is die teenoorgestelde. En ek dink ons het laasweek gesê, dis nie die woord, dis nie die kingdom of heaven wat die upside down kingdom is nie. Dis hierdie aarde is die upside down kingdom. En eintlik maak dit vir ons makliker. Want as jy iets sien hierso, dan is jy soos, okay, I'll do the opposite. Verstaan jy? Ja. So ja. Dit was gisteraand. Dit vanoggend. Ja. Ja. Ja, maar jy wou praat oor soos gebed spesifiek. Nee, ek het net gevoel ons moet bid. Ek het gevoel ons moet regtig vir mekaar bid. Ek dink daar's soveel krag in gebed en ek dink vir al die feit, maar ek dink dit het ons vandag moet oor gepraat het, is waar ons moes gepraat het, want ek het regtig die gevoel gekry. Soos eers wil ek vir jou sê oor die vandag is moeilik, kom ons sport liewer. En toe is dit nou so storie en toe sê ek, kom ons spot. Ons dit voel rarig vir my en dan sê ek iets, dan sê jy, dis jy sê okay, kom doen net dit en dan ek sê okay, maar onthou nou dit. Dit is half kom ons los dit vir volgende week, maar dan so ander eintlik volgende week gaan glad nie werk. Dit is nee, kom weer net weekies. Dit voel vir my wat ook al vandag bespreek is iets wat ernstig by iemand moet uitkom. En ek dink ek het nou klaar vanoggend gebid en dat ons huise skoon maak en dat God ons harte vir hom vat en ons laat toelaat om ons autoriteit te loop. Ek dink dit is iets wat ons elke dag moet bid. Want dit is so maklik net om bietjie weer verdwaal te raak. Dit is so maklik net om ietsie kleins, net soos jy nou sê, dit is daai klein sonnetjies, daai klein goedjies wat ons dink hierdie is okay. Die klein videoetjie wat ek kyk van dis net 'n short, dit is nie so erg nie, dis nie 'n hele lang halfuur video oor true crime, dis net 'n short oor verstaan en ek moenie, dit moenie daar wees nie. Ons moet dit ons harte en ons gedagtes skoon hou. Ons moet onsself belyn met God. Dit is wat ons moet doen. Jy is 100% reg. Ek kan nie onthou wanneer dit was nie, wat ek ook 'n podcast geluister het voor die ou gebid het, bind my mind to the mind of Christ. Dis ek soos ja, dit is 'n gebed wat mens moet bid. En hy het ook gebid soos hy sê soos voor hy bid, veral as hy nou 'n antwoord soek van die Heilige Gees af, dan sê hy soos Lord, quiet my voice, the voice of the enemy, and magnify yours. Dis ek soos ja, dis hy soos want jy kan nie in jou eie krag miskien jou gedagtes of wat ook al stil maak nie, maar as jy dit gebid het en ons dan nog steeds 'n gedagte wat vas ek, dan weet jy dit is iets wat die Here met jou verder wil vat. En toe besef ek net soos of hierdie hele week besef ek eintlik net dat ons moet net alles in God se hande los. Want dit is wat dit die veiligste is en eintlik dit is wat dit reeds is. Soos ons is net besig om onsself moeg te maak en onsself amper soos te bemoei met goed wat nie regtig ons verantwoordelikheid is nie. En ons moet regtig eintlik bid oor wat is ons verantwoordelikheid? Want ons het ook verantwoordelikhede. Want even hy sê my las is lig en my juk is sag, maar iemand moet dit dra. Verstaan? Al is dit nie baie nie, daar is nog steeds, dit is nie 'n passiewe ding nie. En
wat ek besef het ook is soos ons is verantwoordelik teenoor ons medegelowiges om eerlik te wees met hulle, om te sê as ek hierdie sien, dit is nie dis liefde dat ek vir jou sê en dit is ook ons verantwoordelikheid om dan nie sensitief te wees daaroor nie. Of as ons is te besef daai sensitiwiteit beteken daar is iets wat 'n probleem is. Dit is so en ek voel ek stem 100% saam met dit en as jy dan met die persoon gepraat het, want ek het sulke gevalle in my lewe dat as ek met die persoon praat dan word dit verkeerd. Meer as een sulke gevalle en dan is dit my verantwoordelikheid om te bid daaroor. Yes. 100%. Ek het nou klaar of my deel gedoen en die saadjie geplant, maar nou voel ek is hierdie boom groei nie. So ek gaan weer en weer die saadjie plant, gaan grawe hom oop, en is die saadjie daarso maak hom toe. En dan laat ek net God toe om sy werk. So dan is my verantwoordelikheid om te bid daaroor. Ek het die saadjie geplant. Ek was gehoorsaam aan die Heilige Gees wat vir my gesê het, maak hulle bewus hiervan, maak bewus, maar nou moet ek bid en vertrou. Nou sit uit my hand uit. Ja. Dis die ding, ek dink ons skep vir onsself te groot rol. Ek het jy die Here. I did that 2000 years ago. En dan het hy genade met ons. Verstaan nie, dis die ding, ons is ek en jy, ons het was besig om verskonings te soek om die pot en dis nie verskonings nie, dit is rarig. Dit is rarig goed. Dit is prioriteite en soos goed wat die Here ook van ons verwag om goed te doen. Ja. Maar hy is genadig om vir ons te sê ek help julle. Ek gaan julle help. Ja. Dit is so. En ook om ons te korrek, want soos 100% die rede hoekom my goed agter is omdat ek gister nie genoeg gewerk het nie. En ek het geweet ek gaan weer moet werk, maar ek het daar gesit op my foon en ek het tyd gemors en regtig soos tyd is kosbaar. En dit is ook iets wat die vyand geredelik by ons steel, redelik, ek weet nie, ek kan niks Afrikaans trust wat uit my mond uitkom vandag nie, ek sê, no way, I start somewhere doing the pod in English, you know. What is the word even? Yes. Am I even Afrikaans? So, maar ja, ek dink net, ons moet begin luister na die Heilige Gees. Dit is die kort en die lang daarvoor. Ons moet bid dat ons meer sensitief is en ons moet tyd in die woord spandeer, want as ons nie weet wat die beginsels van die koninkryk is nie, gaan ons nie die vyandige beginsels kan identifiseer nie. Maar op hierdie stadium is dit al so ouer, soos wat ek sê, ek voel ons kan net die opposite doen van wat die wêreld doen. En ook 'n ding wat die Here regtig oor en oor bevestig by my is om op te tree wanneer ek vrees, want dit is aanval. En dit is regtig my eintlik al so baie gehelp vandat ek dit besef het. Ek dink het ons laasweek daaroor gepraat. Kan nie onthou nie. Maar ek en jy het al daaroor gepraat. Ek weet dit klink nie vir my bekend. Okay, sorry. Okay. Ek weet hoe tree jy op. Okay, so ons weet gees is 'n vrees. Ek het laasweek hierdie fout gemaak. So onthou jy nou? Nee. Okay. Dis definitief iets wat jy vandag weer moet sê. Okay, so dis ons 'n gees, vrees is 'n gees, nê? En dit sê, ons het nie 'n gees van vrees nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. So dit bevestig vir ons dat vrees 'n gees is en is nie die Heilige Gees nie, want is nie die gees wat ons het nie, dis nie die gees van liefde, krag en selfbeheersing nie. So wanneer ook al ons vrees ervaar, is ons besig om aangeval te word. Obviously. Hoekom? Hoekom sal die vyand ons aanval? Want hy weet. Wat weet hy? Ons is besig met iets groot. Exactly. Ons het hierdie gedoen. Onthou ook ons het nog gesê ons gaan elke keer as ons vrees gaan ons sê, "Wag, ek gaan dit doen want dit gaan iets groots wees vir die koninkryk." Maar ek het dit nie gedoen nie. Ons moet sê. Baie dat ek dit vergeet het. Ja. It's for you. So en regtig, want dit maak net soveel sin. Hoekom sal 'n vyand jou aanval as jy nie iets gaan doen wat hom benadeel nie? Dit maak nie sin nie. So dit is eintlik empowering. Want dan jy sê, want eintlik gee hy sy hand weg dan nou, verstaan? So dit het regtig baie my lewe verander en dit is nog steeds tye wat ek nog steeds cowardly is en dan sê ek soos Here help my, soos help my as ek dit moet doen. Soos ek moes
vir iemand korrek, wat ek baie lief is vir wat baie naby aan die Here ook is, maar wat ons almal, niemand van ons is exempt van sonde nie, omdat ons nog steeds in ons vlees is. So, ek het die goed gesien, soos red flag, maar stil gebly, want ek was soos die Here sal met hulle opraat. En toe, actually, toe correct hy my op iets. En toe sê ek soos, dankie, dit is 100% die waarheid. En toe besef ek soos, ek was dankbaar vir die correction. So, hoekom sal ek vrees dat dit haar, verstaan jy wat ek sê? As ons regtig die pad met die Here wil stap, gaan ons dankbaar wees vir correction. En as ons offended is daardeur, dan beteken dit definitief dat ons in die eerste plek 'n sonde van pride. Ja, verstaan? So, ja, en ons moet begin om bereid te wees om mekaar te offend, want teen een gaan jy nie eers nie. Dit is net die vyand wat hierdie fear of offense of en awkwardness, want dit is ook iets wat mense, soos deesdae sit 'n groot is, nee, dit gaan awkward wees as ek dit doen. Hoekom moet die waarheid awkward wees? Ek weet nie. Nee, ons het dit awkward gemaak omdat ons is bang. Ja, dis wat ek sê, en ons het dit awkward gemaak omdat ons hierdie idee het van jy praat nie reguit met mense nie. Dis nie Bybels nie. Dis nie die waarheid praat nie. En ek het besef ek is so skuldig hiervan. Soos as ek vir iemand wil sê ek gaan nie iets doen nie, dan los ek altyd soos 'n escape clause. Soos ek's nooit soos ek gaan dit nie kan maak nie. Ek soos ek gaan my bes probeer, maar ek dink nie ek gaan kan nie. Why? Jy gaan nie kan nie. Jy jok eintlik nou. Verstaan? Jou bes gaan nie goed genoeg wees nie. En dan voel jy stap nie jouself soos ek ja. my bes te probeer nie. Ja, soos want wat was dit? Ek moes 'n boodskap stuur om te sê Johan gaan iets nie kan doen nie. Toe wil ek sê en die vorige aand moes ek laat weet Johan gaan nie skool toe nie. So ek moes die vrou wie se kind saam ons ry laat weet, ek vat nie vir jou wie skool toe nie, so sy moet asseblief self plan maak. Toe sê ek, Johan het koors, ek dink nie hy gaan môre skool toe nie, maar ek sal jou laat weet as hy gaan. Why? Why sal ek vir myself ekstra werk maak? Ek weet die kind het koors, hy gaan nie môre skool toe nie. Dis 11:00 in die aand. Verstaan jy? Maar ek is die wêreld en hoe ons society werk gee ons so vrees vir 'n nee of vir 'n lyn trek. Want ons praat van boundaries, maar dis nie boundaries en truth nie. En toe die volgende dag en toe dit gebeur het, is ek al soos hoekom het ek iemand vol gesê ek gaan nou. Toe die volgende dag, toe wil ek vir die coach sê hy gaan nie vandag kan rugby speel nie. Toe sê ek soos Johan het koors en keelseer. Ek glo nie hy gaan kan rugby speel nie, maar ek sê dit weet. So nope. Werk dit uit. Delete. Dis ek sê Johan gaan nie donderdag kan rugby speel nie. En hoekom dis nie offensive nie. Die waarheid is nie eintlik offensive nie, maar ons het hierdie skans in ons kop opgebou deur die vyand obviously en deur media en deur die films wat ons kyk, want ek dink dit is regtig iets wat die vyand gebruik om kultuur te skep op 'n subtiele manier. Soos hy sê nie vir jou hierdie is aanvaarbaar en hierdie is nie aanvaarbaar nie, maar hy wys vir jou in 'n film waar iets wat 'n negatiewe uitwerking het. En dan is jy soos want jou brein kan nie onderskei tussen die waarheid en soos 'n movie nie. Het jy dit geweet? Soos dis hoekom dit so sleg is vir jou om krimineel goed te kyk, want jou brein kan nie onderskei tussen jy is besig om hierdie goed te ervaar en iemand anders is besig om hierdie goed so dit is hoekom jy daai cathartic moment kry van in 'n fliek huil jy, want jy's hartseer asof dit met jou, want jou brein proses dit so. Dis hoekom dit so groot invloed het op ons. En ek huil nog ons sit dit beteken elke keer dis maak wat persoon my ook uit. Want jou gees, jy sit jouself of in die persoon van die victim in die plek van die victim of van die perpetrator. Verstaan jy? Dis net so erg. So en jy leer vir jou brein dat hierdie goed aanvaarbaar is. So wat ons kyk, wat ons consume is baie belangrik. Wat ons sê is baie belangrik, wat ons kyk is baie belangrik. Alles wat ons doen is belangrik. Die vyand is
wat ons wil laat dink, soos, hierdie is net 'n klein dingetjie, hierdie is net 5 minute op my foon, jy was gemaak met 'n purpose, soos, jy is op die klok hier op die aarde. Ja. Verstaan jy, jy gaan nie, every second count. Exactly. Maar dit is omdat ons daai leuen glo van, ons het nie regtig 'n purpose nie. Iewers diep binne ons moet ons dit nog steeds glo, as ons besig is om niks te doen nie. Sure. Penny drop. Mic drop, phone drop nie. Ek gaan nie my foon laat val nie. Dit is 'n ding, Marina. 'n penny drop is soos wanneer jy besef iets, soos 'n aha oomblik, soos die penny drop. Dit was wat ek Dit is presies wat jy was. Maar die mic drop hand beweeg. Volgende keer het ons 'n penny video drop. saam. Volgende keer gaan julle ons sien wat, dan gaan julle verstaan. Ek het regtig al gewonder of ons nie dit moet doen nie. Dan gaan ek soos met my Maar kyk hoe lyk ek. As my pyjama met 'n sypaadjie is nie 'n kantpaadjie. Lyk so mooi. Van hoe ek geslaap het. Maar miskien kort ander vrouens so pot, waar ons so lyk. Jy lyk mooi met jou pink paadjie, maar onder, dit is net oorblink. As dit nie vir die reën was nie. Ja, ek het ook al gedink. Nee, soos ek dink ons bewegings is nogal komieklik. Maar dan gaan hulle nie kan luister terwyl hulle bestuur nie, want hulle gaan ons heeltyd moet kyk. Dis waar. Maar ja, hulle kan maar net hulle kan die video op die agtergrond sit. Dis waar. Ons wil glad nie ongelukke veroorsaak nie. En jy mag nie eintlik op jou foon wees, jy mag luister, maar moenie op jou foon wees terwyl jy bestuur nie. Ja. Ja, so hierdie was regtig middag. Ek is bly. Ek voel ek het regtig nodig gehad om te verstaan hoe om dissipline te identifiseer. Dit was regtig ook 'n penny drop oomblik. So ja, God is getrou en dit is ook iets wat ek hoe meer ons, want nog elke keer wat ek iemand moes korrek, het die Here gebruik om met my ook te korrek. Onthou jy soos ja. En ek dink dis wat die tweesnydende swaard beteken, verstaan? Ja. En mens ek wil graag. Ek wil graag my foute sien. Ja. Ek wil. Ek moet daardie 3 gesprek gehad. Ja. Ek wil graag my foute. Ek dink dit is 'n hart. Ja. Dit is die hart wat die Here waardeer. Dit is wat hy sê, soos Dawid was 'n man na God se hart. Ewen toe Nathaniel hom kom, is dit Nathaniel of Nathan, wat ook al, hom kom korrigeer het oor Betseba, hy was dankbaar daarvoor. Verstaan, hy het nie kwaad geword nie. En ek meen, hy was 'n koning. En ek dink dit is wat 'n man na God se hart is. Iemand wat wil die regte ding doen en wil hoor as hulle dit nie doen nie. En hoeveel keer sê hy vir Here, deursoek my hart, soos verander my. Ek wil, en ek dink dit is die hele Christian walk. Die hele Christian walk is in daai tension tussen jou vlees en jou gees. I do the things I want not. Verstaan, dit is wat die Christian walk is. En eendag van ons in die hemel is, gaan ons net do the things we want to do. Dit gaan pretty cool wees. Dit gaan cool wees. Ja, maar ons moet begin goed sien soos God dit sien. Ja. Kan ek ons afsluit? Here, baie dankie dat ek en Marina vandag by mekaar kon uitkom. Dankie dat jy alles so georgestreer het, soos wat jy altyd doen, Vader. Help ons om te leer dat ons alles net aan U kan toevertrou, Vader, en dat ons net een ding het om te doen, en dit is om U te volg. Vader, maak ons harte sensitief, maak ons ore en ons oë groot oop, om U wil te hoor, te sien en om te onderskei wat dit is wat U wil hê ons moet doen. Vul ons elke dag opnuut met die Heilige Gees en sit U ons voete op die paaie van geregtigheid. Help ons om nie links of regs daarvan af te klim nie. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir Jesus Christus. Dankie vir dit wat U reeds vir ons bewerkstellig het en dat ons weet, ons het klaar hierdie wêreld oorwin en dat ons uit 'n plek van oorwinning voor die troon kan kom staan en pleit vir ons broers en susters. Dankie vir die liefde in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.